rekenkundige vergelyking voorbeeld. Hier sommer net so ietsie hierbo aan wat ek oor brondokumente te sê het. So brondokumente is daar om kontanttransaksies in die boeke van die besigheid op te teken. Nou op hierdie stadium van graad 9 fokus ons net op kontanttransaksies. Ons gaan later in die jaar gaan ons fokus op krediet, op skuldtransaksies. So ja, 'n duplikaat kwitansie is dan nou daar vir kontant ontvangstes en 'n EFO is daar vir kontant betalings. Ons het in die verlede, oudtyd, jou ouers mag dalk nog checks gebruik het, maar om net vir julle idee te gee, ek het nog nooit in my lewe 'n check gebruik nie. So ja, 'n EFO is vir betalings. Dan 'n kasregisterrol is ons ander brondokument en dit is vir kontantverkope. Nou as jy al die 3 brondokumente onder die knie kan kry, dan die res wat ons die jaar gaan byleer, is net so 1 of 2 op 'n slag. Ja, mens kry baie brondokumente, maar dis die eerste 3 waarmee ons dan nou te doen het. Goed, kom ons kyk na aktiwiteit 1. Hulle sê ontleed die transaksies volgens die antwoordblaaie. Die onderneming verkoop goedere met 'n winsopslag van 100% op kosprys. So onthou nou daai, want met die vorige les wat ek ook gedoen het, wat ons kosprys en verkoopprys moes bereken, onthou dit. Okay, ons eerste transaksie is die eienaar het sy kapitaalbydra van 100.000 tot 150.000 verhoog, deur dit direk in die bankrekening te deponeer. As ons nou kyk na ons antwoordboek, moet ons rekenkundige vergelyking fokus eintlik op BEL. Bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste, maar ons is nou nog nie besig met laste nie. So julle sal sien, ons het net bates, en ek het hulle die vorige keer het ek hulle blou gehad, en dan eienaarsbelang het ek groen gehad. So kom ek kleur hulle weer so in. Dit was nou op die heel eerste lesie wat ons gedoen het. Toe het ek hulle so blou en groen gehad. Ofwel eienaarsbelang deel eintlik nog op tussen inkomstes en uitgawes, maar kom ons maak hulle maar blou en groen. Ok, en dan het hulle ook 'n kolom vir brondokument, wat gaan saam met die transaksie, en in watse joernaal sal mense dit inskryf. Goed, so kom ons kyk by die eerste een. Die eerste een het die ou sy kapitaalbydra, die eienaar, dit verhoog van 100.000 tot 150.000. So daar was reeds 100.000 in die besigheid belê as kapitaal. Nou het dit opgegaan tot 150.000. So hy het met ander woorde nog 50.000 gebring na die besigheid toe. Okay. Nou kapitaal is die woord, is die rekening se naam. Mens kry nie 'n rekeningnaam soos kapitaalbydra nie, is net kapitaal. So kapitaal is eienaarsbelang. So ons eienaarsbelang word met R50.000 meer. Hoekom? Die rede wat ons gee is kapitaal vermeerder. Ok, daar is 'n 0 te veel. Dan, waar gaan bære mens hierdie kapitaal? Want R50.000 kom nou in die onderneming in, en ons kan nie dit net onder 'n lesenaar se poot wegsteek, of binne die laai wegsteek of iets nie. Ons betaal dit in ons bankrekening in. En bank is 'n bate. Nou jou bankrekening raak meer. So plus 50.000 en jou rede wat jy sê is bank vermeerder. Okay, brondokument, as ons nou een van ons brondokumente hierbo gebruik, ons het nie nou 'n betaling gemaak nie, dis ook die kontantverkope wat ons gemaak het nie, ons het geld ontvang. So ons gaan vir die eienaar 'n kwitansie uitskryf. Nou jy kan sommer maar net sê kwitansie, jy hoef nie duplikaat kwitansie te skryf nie. En dan in watse joernaal gaan ontvangstes in? Dit gaan in ons KOJ in. Goed, die tweede een. Skryfbehoeftes gekoop per EFO. En nou gee hulle nog vir ons die nommer ook, maar ons is nie nou te veel gepla oor die nommer nie. En ons het skryfbehoeftes van R1.800 gekoop. Ok, nou waarmee koop 'n mens hierdie goed? EFO. Die geld gaan uit die bank uit. Nou bank is 'n bate. So minus R1.800 en nou skryf ons bank verminder. Okay. En dan skryfbehoeftes is 'n uitgawe. Uitgawes maak my eienaarsbelang minder. So minus R1.800 en dan skryf ons skryfbehoeftes
skryf behoeftes, en ons skryf sommer net is gelyk aan uitgawe, of jy kan skryf is 'n uitgawe ook. En dan ons brondokument, het hulle vir ons mooi gesê, is 'n EFO, en EFO's kom in jou KBJ, dis 'n betaling wat jy maak. Die volgende een, nommer 3, ons koophandelsvoorraad, ons betaal 'n bedrag van R5.000 met 'n EFO. So nog 'n keer, ons bank word nog minder, met R5.000, en ons skryf, bank verminder. Nou, handelsvoorraad. Handelsvoorraad, as jy weer gaan terugkyk, is ook 'n bate. So die voorraad op jou rak, jy het nou nog R5.000, kom ons sê, se brood gekoop. Jy werk daar by Spar. Of die besigheid wat ons het is Spar. Hulle het nog brood gekoop. So hulle het betaal vir die brood is afgelewer en hulle pak die brood uit op die rak. So, hulle handelsvoorraad vermeerder. So, nog steeds in die bateskoolommetjie, nou skryf ons R5.000 plus, en ons skryf handelsvoorraad vermeerder. So nou is daar niks by die eienaarsbelang nie, want dit was geen inkomste nie, en dit was geen uitgawe nie. Brondokument, EFO, joernaal, KBJ. Kom ons kyk na die vierde ene. Die vierde een sê toerusting vir R15.000 gekoop en met 'n EFO betaal. Julle sien hoe ek my kernwoorde vir myself onderstreep. Dit help altyd baie. Kyk, so ons het gekoop, alweer, ons bankrekening word minder, minus R15.000, bank verminder. Toerusting is ook 'n bate. So ook, net soos by ons vorige een van die handelsvoorraad, gaan ons nou hier sê plus, hulle het dalk 'n printer gekoop of so, vir rekenaar, so plus R15.000 en toerusting vermeerder. Brondokument, EFO en die joernaal KBJ. Kyk, weer eens niks by die eienaarsbelang nie, want hier is geen inkomstes of uitgawes of onttrekkings of kapitaal nou gewees nie. Nommer 5. Ontvange bedrag van die huurder, ek wil net gou hier, jammer julle, ek wil net gou hier dubbelklik. Okay. Ontvange bedrag van die huurder vir die huur. So nou ontvang ons geld van 'n huurder af vir die huur. Nou mens kan hier inkomste kry of jy kan vir huur betaal as jy 'n plek betaal. So jy moet mooi spesifiseer of dit huur inkomste of huur uitgawe is. Kyk, maar eerstens ons ontvange bedrag, so ons gaan bære dit in ons bank plus R12.000. Bank vermeerder, en dan hier inkomste is 'n inkomste, so ons eienaarsbelang word meer met R12.000, en ons skryf daar hier inkomste. En nou weer eens, kom ons gaan kyk gou na ons brondokumente, wat gaan ek gebruik? EFO? Nee. Kasregisterrol, was dit kontant verkope? Nee. So ons gee vir die ou 'n kwitansie. En dit is KOJ. Kyk, die 6ste een. Nou die 6ste een is nou 'n anderste een. Hulle sê verkoopvoorraad met 'n kosprys van R200 volgens die kasregisterrol. Nou ek sê altyd vir kinders, verkope is die vyand met 4 rekeninge. Daar's 4 rekeninge hier betrokke. Want jy het nou verkoop, en toe jy nou verkoop het, wat het jy in ruil gekry vir die verkoop? Jy het geld gekry. Right, so dis bank. Maar wat het jy verkoop? Jy het voorraad verkoop, so daar kom jou derde rekening. Ons het nou verkope, ons het bank, nou is dit handelsvoorraad wat jy verkoop het, en handelsvoorraad moes gekoop gewees het, op een of ander stadium. So koste van verkope, dit het vir ons iets gekos om die produk te kry wat ons verkoop het. So hy en handelsvoorraad, ek sê altyd hulle twee is getroud. So, kom ons begin met, omdat hulle vir my die kosprys gee, kom ons begin met handelsvoorraad. Nou handelsvoorraad is 'n bate,
So handelsvoorraad raak minder, want jy verkoop die goed met R200. So handelsvoorraad verminder. En dan ook minus R200, want koste van verkope is 'n uitgawe. En dit maak ons eienaarsbelang minder. Okay, nou jy kan nou al hier sommer skryf, kasregisterrol of kasregisterrol se afkorting is sommer KRR en die geld gaan in die KOJ in. Okay, maar nou moet ek die verkopeprys kry. Nou hulle gee net met die kosprys. Nou moet ons mos daai blokkie metode van ons gebruik. Okay. Nou hulle maak 100% op kosprys. Nou, ek gaan gou heel onder gou tik. Kosprys plus winsopslag gee vir my verkoopprys. Kosprys is altyd 100% en dit was nou in hierdie geval R200. Die winsopslag sê hulle is ook 100%. Nou dan is die verkoopprys mos 100 plus 100 is 200%. En ek wil nou weet wat is die verkopebedrag. Ek wil nou daai weet. So, nou vat ek, 'n mens begin, jy wil die randwaarde weet, so dan begin jy met die randwaarde. So 200 gedeel deur 100 maal met 200. Dit gee vir my R400. So hierdie mense vra dubbel soveel. So die verkoopprys is dan nou R400. Goed, so, hoeveel rand het jy gekry vir die goed wat jy verkoop het? R400. Ons gaan sit dit in die bankvermeerder. En verkope is 'n inkomste, so plus R400. En dan sê jy verkope is gelyk aan inkomste. En jy het klaar daarbo gesê KRR en KOJ, so jy hoef nie weer dit te skryf nie. Okay. Die 7de een, salarisse betaal met EFO's vir die maand R75.000. Nou, dis 'n groot bedrag, nee, maar salarisse is baie duur. Okay, so jou bank verminder. Jou bank verminder met R75.000. Die bank is 'n bate. Dan salarisse as 'n uitgawe vir jou besigheid. Ja, vir jou ma en so is dit 'n inkomste en vir jou is dit 'n inkomste, maar vir 'n besigheid is dit 'n uitgawe. So salarisse is gelyk aan uitgawe. En dan die laaste enetjie, kontant verkope vir die dag was R1.200. Nou hier kom daai vyand alweer met die 4 rekeninge. Ok, so weer eens, ek het verkoop. Toe ek verkoop het ek geld gekry wat bank toe is. Wat het ek verkoop? Handelsvoorraad. En handelsvoorraad moes aangekoop gewees het om dit te kan verkoop, so koste van verkope. Ok, nou die kontant verkope, hulle gee nou vir ons, omdat hulle sê kontant verkope, is daai die verkope bedrag. So kom ek gaan weer hier na my uitwerkblokkie toe, nou gee hulle vir my die verkoopprys. R12.000. Nou moet ek daai kosprys kry. Ok, so nou, ek wil 'n randwaarde hê, so ek begin met die randwaarde. 12.000 gedeel deur wat hy is, of wat ek het, maal met wat ek soek. En nou is my kosprys R6.000. Ok, so kom ons skryf hier in. Eerstens, handelsvoorraad het verminder, minus R6.000. Handelsvoorraad verminder. Ok, en dan by die eienaarsbelang skryf ons minus R6.000, want ons skryf daar koste van verkope, is 'n uitgawe. Onthou ek het nou gesê, handelsvoorraad en koste van verkope is getroud. So ek sê altyd, hulle twee moet langs mekaar in die bed lê. Ok, dan, ons het R12.000 gekry, in die bank gaan sit, so bank vermeerder, en plus R12.000, want verkope is 'n inkomste. Ok, nou moet ek net gaan nog my brondokumente invul. Nou kontantverkope, as ons weer teruggaan daarna toe, sal julle sien die kontantverkope is 'n kasregisterrol. So KRR, en as geld het ons ontvang, so KOJ. Ek het by die vorige een by nommer 7 ook vergeet om my brondokument en my joernale in te skryf. Ek gaan nie volpunte kry nie. So daar by nommer 7, ons gaan kyk, ek geweet, dit was EFO gewees, en dit was KBJ.
As hy graad 9 is, dit is dan 'n rekenkundige vergelyking.